vir liefde vir die mensdom, word die mens, hou nie vas aan die hemelse heerlikheid nie, maar kom woon nie tussen ons, in 'n gebroke en 'n stikkend wêreld, sodat hy weer kan heel word, sodat elkeen van ons kan heel word. En wat 'n voorreg is dit nie om dus kinders van U genoem te kan word, wie se verhouding met ons hemelse Vader herstel is. Maar Here, as ons hier sit vanoggend, dan is daar 'n klomp goeters wat in ons gemoed is en in ons denke is, en Here, ons vra net dat U vir ons nou sal help om vir die volgende halfuur of 40 minute net te fokus op wat U vir ons wil sê en wat U vir ons wil openbaar en wil bekend maak. Here, ons vra dat U ons nie net sal laat hoor nie, maar dat ons ook sal luister as ons hier uitgaan na die oproep wat U vir ons in die woord het. En Here, as ons dat dan vra, dan kyk ons na die skepping en ons sien die grootheid, maar ons sien ook hoe daar soveel plekke is wat swaar kry vanoggend. Plante en diere, die skepping wat sug, soos wat Paulus in Romeine 8 sê. Sug om dat daar nog nie genoeg reën geval het nie. En daarom, Here, bid ons en vra dat U vir ons in die tyd wat voorlê sal seën met goeie reën. En Here, dat U vir die boerdery gemeenskap vir hulle sal voorsien. En Here, dat U vir ons elke dag, ons elkeen is op ons eie pad met U en ons eie reis met U, maar dat U vir ons elke dag sal duidelik maak wat U van ons vra en wat U vir ons sê. En Here, ons gebed is dan nou dat U sal spreek, want ons kinders luister. Amen. En ek gaan vanoggend ek so 3 gedeeltes lees. Die eerste 2 gedeeltes kom uit die Ou Testament uit en daarna gaan ek 'n gedeelte uit die Nuwe Testament uit lees. En die rede daarvoor is omdat ons nooit die Ou Testament kan lees asof die Nuwe Testament nie daar is nie. Die Jode voor die Nuwe Testament se tyd het net dele van die Ou Testament gehad, maar ons het die Nuwe Testament ook. So ons kan nooit by die Ou Testament lees of die Nuwe Testament nie bestaan. En daarom gaan ek eerstens 'n gedeelte lees uit Genesis hoofstuk 6 uit, daarna uit Genesis 9 en dan uit Matteus hoofstuk 2 uit. Nou, Genesis hoofstuk 6 begin met die hele verhaal van Noag. En ek gaan daar lees vanaf vers 5, Genesis 6 vanaf vers 5. Dan staan daar: Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip en die voëls, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. En dan vers 8, maar Noag is deur die Here begenadig. Noag is deur die Here begenadig. En nou kan jy die res van die verhaal gaan lees vanaf hoofstuk 6 tot en met hoofstuk 9, waar die Here vir Noag die opdrag gee om 'n ark te bou, hoe die ark moet lyk, die diere wat moet ingaan, die reën wat kom. En dan in hoofstuk 9, en ek lees vanaf vers 8 staan daar: Verder het God vir Noag en sy seuns gesê: Kyk, ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag, en met al die lewende wesens by julle, die voëls, die makdiere en die wilde diere by julle, naamlik met al die wilde diere wat uit die ark uitgekom het. Ek sal my verbond met julle hou, mens en dier sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde sal oorweldig nie. Toe het God gesê, dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle, 'n verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle en al die wilde diere volgens hulle soorte.
Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. Die reënboog sal in die wolke wees en wanneer ek dit sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens op aarde. God het vir Noag gesê, dit is dan die teken van die verbond wat ek tot stand gebring het tussen my en al die lewende wesens op die aarde. En dan kan jy blaai na Matteus hoofstuk 2 toe, en ek gaan daarvan lees vanaf vers 1 tot en met vers 12. En dan skryf Matteus vir ons, Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerders van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe, en jy Bethlehem, gebied van Juda, jy's beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as jy hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo kan die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen van ons wat vanoggend hierdie woorde hoor en dit ook dan ter harte neem. Vriende, Kersfees vergestalt 'n tyd van vrede op aarde. 'n Tyd van vrede tussen mense en God. 'n Tyd van vrede tussen mense, nasies, geslagte, volke wat hierdie aarde bewoon. En tog is ons die jaar verder weg van vrede op aarde as wat ons verlede jaar hierdie tyd was. Want die oorlog tussen Rusland en Oekraïne het net meer verskerp en ander lande het op subtiele maniere daarbey betrokke geraak en nog meer mense is in daardie oorlog dood. En nie net neem die intensiteit van daardie oorlog toe nie, daar het nuwe oorloë bygekom. Dink sommer maar net oor die laaste jaar die oorlog tussen Israel en Hamas. En hoeveel duisende mense reeds hulle lewens daar verloor het. En dikwels onskuldige mense. En niks van die vrede op aarde waarvan Kersfees getuig, sien ons in die wêreld nie. En vriende, ons moet ons nie self flous nie, dis nie net ver van ons waar daar nie vrede is nie. Ja, selfs hier by ons, tussen ons, is daar baie keer mini-oorloë wat aan die gang is. Huwelike wat verbrokkel het en nou is daar 'n mini-oorlog oor toesig oor die kinders. Of broers en susters wat as gevolg van goed wat gesê is of goed wat gedoen is, in hierdie mini-oorlog gewikkel is. Of ek en my werkgewer, of ek en my familie, of ek en wie ook al, wat in 'n oorlog gewikkel is, wat in konflik met mense leef. Ja, dis die oorlog wat die vrede tussen mense verdryf. Oorlog wat nie deur wapens aangevuur word nie, maar juis en veral deur mense se woorde. Woorde wat vlijmskerp deur jou siel en deur jou hart sny.
Dalk is dit hoekom Jakobus daar in die Jakobusbrief nader aan die einde van die Nuwe Testament, dat hy daar in hoofstuk 3 vir ons sê, dat die tong die gevaarlikste wapen is wat 'n mens het. Want in hierdie mini-oorloë tussen mense word daar baie keer goed gesê, sonder dat mense dink wat hulle sê, en wat gesê is, kan nooit weer teruggetrek word nie. En hierdie oorlog tussen geliefdes maak hierdie woorde baie keer mense meer seer as wat enige wapen seer kan maak. En hierdie oorlog het alles te maak met hoe sê Genesis 6 vers 5 dit, dat die boosheid van die mens op aarde groot is en alles wat hy in sy hart bedink altyd sleg is. Jy sien, dis waaroor die oorlog gaan. En dis nie net in 2024 wat al hierdie oorloë heers nie. Dis nie net in 2024 dat daar tussen nasies en mense en eggenote en families mini-oorloë is nie. Want in die Genesis boek kom ons nie verby hoofstuk 6 van daardie boek voordat die boosheid en die slegheid van die mens God bedroef en hy gegrief was dat hy hulle gemaak het nie. En as ek so na die oorloë in die wêreld kyk en tussen mense en individue kyk, dan lyk dit vir my of ons in vandag se tyd nie veel vordering gemaak het van Genesis se tyd af nie. Want die oorloë gaan nog steeds aan. En soms wil mense, as mens na die wêreld kyk en alles wat aangaan in die wêreld, dan wil mens maar net soos Paulus uitroep daar in 1 Korintiërs 16 vers 22, Maranatha, wat beteken kom Here, kom gou. Kan ons nie maar net klaar kry met al hierdie boosheid en die sleg wat ons elke dag rondom ons ervaar nie. Maar die Here het in die geskiedenis dit een keer gedoen. En dit was aaklig geweest. Nie net aaklig vir die mense van Noag se tyd nie, maar ook aaklig vir die Here. En daarom maak hy 'n belofte aan die mens dat hy dit nooit weer sal doen nie. Hy maak 'n belofte aan Noag en sy nageslag dat hy nooit weer op hierdie manier alle lewe van die aarde af sal vee nie. Nooit weer sal jy en jou nageslag van God afgesny wees as gevolg van 'n vloed. En as teken daarvan gee hy vir ons 'n reënboog. Hy sit die reënboog in die lug. En die reënboog is nie net 'n teken dat dit na die storm beter gaan nie. Die reënboog is 'n simbool van God se vasberadenheid, God se beloftes, God wat vir elke stam, nasie, lewende wese sê, maar ek sal nooit weer my skepping as 'n wapen teen jou gebruik nie. Ek sal nooit weer my skepping gebruik om jou van my af weg te kry nie. So wat beteken dit as die Here dit vir ons in sy woord sê? En dalk moet ons net eers sê wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie dat daar nooit 'n vloed van teëspoed in jou lewe gaan wees nie. Krisisse is deel van hierdie wêreld. Ons gaan dit beleef. Dit beteken nie dat die mensdom gaan ophou om oorlog teen mekaar te maak nie. Dit beteken nie dat die boosheid en die sleg in die niet gaan verdwyn nie. Nou wat beteken dit dan? Dit beteken dat dit nie God is wat sy skepping seermaak nie. Dis nie God wat sy skepping straf nie. Dis nie God wat sy skepping vernietig nie. Dis ons as mense wat mekaar vernietig en wat sy skepping vernietig. Dis nie God nie. Maar dis hoe ons hierdie Noag verhaal mos lees. God wat die bose en die slegte mense vernietig het. Maar is bloot net omdat ons die verhaal lees uit die perspektief van mense wat regverdig is. So asof God die onregverdige net wil vernietig. Jy sien, so asof hy alles wat sleg is net van die aardbol af gevee het en dit nie meer bestaan nie. So asof net die regverdiges oorgebly het, hoe min hulle ook al mag wees.
Maar vriende, dis nie die boodskap van Genesis 6 tot 9 nie. Dis nie wat die woord van die Here vir ons hier wil sê nie. Die boodskap wat ontvou tussen Genesis 6 en 9 is, en jy moet dit mooi hoor, is dat God se oordeel beperk is. God is nie 'n God wat wil oordeel nie. Sy oordeel is beperk. Sy liefde en sy genade vir dit wat hy gemaak het, is onbeperk. Daar's nie 'n einde daaraan nie. En die teken van daai liefde en daai genade wat hy vir dit wat hy gemaak het, is die reënboog, en dis vir daar vir elke mens en elke geslag en elke nasie om te sien wanneer die reënboog aan die hemelruim verskyn. So wanneer jou geliefde sterf, wanneer jou drome verpletter word, wanneer daar die lewensstorme om jou woed en jy vrees om te vergaan soos die ou Halleluja liedjie dit sê, dan is dit nie God wat jou straf of God wat vir jou kwaad is nie. Sien, wanneer mense hulle mini-oorlog teen jou voer en alles wat sleg is vir jou sê en jou afbreek, ekskuus, en jou eintlik maar net wil hel toe stuur, dan kan ons nie ons klein arkie gaan bou en ek in my arkie inklim en wag om te kyk hoe God die onregverdige gaan vernietig nie. Jy sien, ek kan nie die reënboog uit die hemelruim afblik en ons net vir my toe eien nie. En ons doen dit, vriende. Ons doen dit. Hoeveel keer het ek en jy nie al gesê vir iemand wat ons te nagekom het, maar die wiel draai nie. Of elke hond kry sy dag nie. Hoeveel keer het ek en jy nie al daai woorde gesê nie? Of nog erger, die Here sal met hom afreken. Ek los dit nou maar vir die Here. Laat hy met hom afreken. En wat word van daardie genade onbegryplik of onbeskryflik groot waarvan ons so baie in die kerk sing? Is die reënboog in die hemel dan net vir sekere mense daar geplaas? Of is die reënboog daar geplaas vir elke persoon om te sien, maar God is genadig en God is liefde. Jy sien, en dis nie net vir sekere mense nie. Daai liefde is vir almal. En daarom, vriende, gaan mense jou in hierdie lewe seermaak? Ja, beslis. Gaan mense jou beskinder en sleg sê en jou oordeel? Ja, beslis. Gaan daar mense oor jou pad kom wat 'n oorlog teen jou verklaar? Ja, hulle gaan daar wees. Gaan jy in die versoeking kom om terug aan te val? Gaan jy in die versoeking kom om hulle terug seer te maak en terug sleg te sê? Ja, jy gaan. Maar as jy betrokke raak in die oorlog, moet jy net nie flous en vir jou sê dis 'n heilige oorlog nie. Moenie dit 'n regverdige oorlog maak nie, want volgens Genesis 9 is God klaar daarmee. God is klaar met hierdie konsep van oorlog maak. En die reënboog is 'n teken dat hy klaar daarmee is. Dit sal nooit weer nie, sê hy. En daarom, toe dit weer in die tyd van die geskiedenis kom, dat die boosheid sy tentakels om elke aspek van menslike lewens plaas, en die mense nie weet hoe hulle self uit hulle boosheid uit moet kom nie. Toe stuur die Here nie weer 'n vloed nie. Maar toe nou iets anderste, wat net bo ons begrip is. Jy sien, want toe verskyn die Bethlehem-ster. En die Bethlehem-ster, wat die sterrekykers gevolg het, tot bo die stal waar die Jesuskind gebore is. En daardie ster word 'n teken van genade. Hoe sê Johannes 1, die eerste hoofstuk van Johannes dit? Genade op genade. Hoe sê Paulus dit? God oorwin die kwaad deur die goeie. Nou kom hy nie met wapens nie. Nou kom hy met liefde en genade. Liefde onbeperk en genade onbeskryflik groot. En dis waaroor Kersfees gaan.
Wanneer diegene wat in 'n oorlog gewikkel is, saamkom aangesig tot aangesig, sonder wapens, sonder die sosiale media waarop ons mekaar so maklik kan aanvat, sonder daardie sleg sê, sonder daardie oordeel. Daar kom waar die Bethlehem ster heen wys, na die vredevors, en ons in sy teenwoordigheid die strydbyle begrawe. Daar vind ons die vrede van Kersfees. Daar vind ons die ware betekenis van Kersfees. Daar kry die lewe weer sin. Jesus het nie wapens daardie aand gehad nie. Hy kom as 'n babietjie in hierdie wêreld in. Hy word in doeke toegedraai en 'n krib gelê. Hy kom nie oorlog maak nie. En deur Jesus se lewe is dit telkens duidelik, wanneer Jesus in die aand in die tuin van Getsemane is, daar in Johannes hoofstuk 18 vers 10, wanneer daar leersoldate kom om hom gevange te neem, dan wil Petrus oorlog maak. Hy pluk die swaard uit en hy kap Malchus se oor af. En ek dink sommer, dit staan nie in die Bybel nie, maar ek dink sommer net so by myself, dat die Here gesê het, maar Petrus, hierdie man moet nog die evangelie hoor. Jy kan nie sy ore afkap nie. En hy sit Jesus se oor terug. God het nie gekom in Christus om oorlog te maak nie. Hy het gekom om vrede te bring vir die wêreld, om hoop te gee, genade en liefde. Maar in hierdie wêreld gaan daar konflik wees. Tussen families, tussen eggenote, tussen lande en nasies. En vriende, kan ons wat vanoggend hier sit, as ons in die aand na die sterre kyk, en ons sien die sterre wat verskyn, en dit herinner ons aan Kersfees. Kan ons onthou dat hierdie Jesus, wat ons leermeester en ons redder en ons verlosser is, dat hy nie gekom het met wapens nie, maar dat hy gekom het met liefde en genade. Liefde en genade vir almal, selfs die mense wat my soms te nakom. Amen. Here, ons wil so baie keer sien dat mense wat ons seer gemaak het, dat daar vergelding is. Maar Here, as ons net bietjie weier ding, dan weet ons hoe gebroken is onsself, en dat daar eindelik vir ons vergelding moes gewees het. Maar Here, soos ons sien uit die verhaal van Noag, is dat hy klaar is met oorlog maak. Dat hy kom met liefde en genade vir ons as gebroke mense, wat ook maar soms die oorlog verklaar teen mense rondom ons. En daarom, Here, as ons in Kerstyd inbeweeg, dat ons net meer en meer die liefde en die genade vir ons beleef en voel en daar uitleef, sodat ons ook na die wêreld kan kyk, soos wat U na die wêreld kyk, en dat U ook vir hulle genade en vrede en liefde sal betoon. Dankie, Here, dat ons nou in U naam dit mag bid. Amen.